Maar vanmôre wil ek die tyd vat om met die vroue te praat. Want die ding is, ons vroue neem so baie dinge op ons skouers en ons dra so baie dinge rond. En ons het so baie dinge in ons harte en vandag wil ek met daardie vroue praat. En die mans, ek weet, julle is sterk en julle is van staal gemaak, julle breek mos nie maklik nie, knip. So, as ek praat nie met julle wat nou gebroken is nie, maar as die woord vir julle is vanmôre ook, wil ek vra dat julle dit sal neem. Want die Here praat nie net vanmôre met vroue nie, maar die boodskap is vanmôre vir vroue. Sien, ons vroue moet alle rolle in ons lewe speel. En ek het net so 'n bietjie 'n paar goed hier gaan neerskryf en ek wil dit opnoem. Ek hoop ek gaan asem hê. Maar jy moet 'n moeder en 'n opvoeder wees, jy moet 'n bestuurder van jou huis wees, jy moet 'n vriendin wees, jy moet 'n werknemer wees, jy moet 'n entrepreneur wees, jy moet 'n leier wees, jy moet 'n vredemaker wees, jy moet 'n dokter wees, jy moet 'n chef wees, jy moet 'n sjofeur wees, jy moet 'n beraader wees en jy moet 'n ingenieur wees. Nee? Dit is net 'n lysie van die goed wat ons vrouens ronddra. Geen wonder ons raak so moeg nie. Geen wonder ons kom in die aand by die huis en dan is jy moeg en jy is oorlaai, of jy staan in die oggend op en jy weet nie, hoe gaan jy hierdie dag face nie, wat gaan jy doen, hoe gaan jy opstaan, hoe gaan jy tyd in jou dag kry, hande kry om alles te doen nie. Huis skoonmaak en al daai dinge is nog nie eers hier in nie. Kos maak en alles is nog nie eers deel van hierdie nie. Maar 'n vrou moet soveel rolle vol staan. En 'n man ook. 'n Man moet ook baie rolle vol staan, maar 'n vrou moet alles wees. Sy is die hulp van die huis van alles, né? Sy moet soveel dinge op haar skouers dra en sy moet net elke dag aangaan. Sy moet net elke dag net nog een tree voor die ander ene gee en sy kan nie gaan staan nie en sy kan nie gaan lê nie, want wat word van die huishouding as daai vrou gaan lê? Wat word van alles waarmee sy besig is, alles wat sy in die lig het? Ek sê vir my kinders baie maal, julle weet, julle is eintlik so geseënd, want julle het een ding 'n week wat julle moet onthou. Of in die oggend het julle een ding wat julle moet onthou, ek moet my tas pak en ek my kosblik ingooi en ek moet gaan. Maar 'n ma moet onthou wie almal in die familie verjaar wanneer, wie almal in die kerk en vriendinne verjaar wanneer, en ons het die game en ons het daai tyd oefening en ons het dit by die werk en ons het daai deadline, ons het dit en ons moet onthou ons het hierdie kerkfunksie en dis daai en is die huweliksherdenking en 'n vrou se kop, ek weet nie hoe die Here ons gewaier laat ons dit kan doen nie, maar net deur die genade van die Here kan ons elke dag al hierdie dinge onthou. En ons kan elke dag aangaan. Ek dink partykeer as 'n man in ons gedagte was, dan het hulle 'n bietjie weggehardloop daar in 'n boksie, want hulle sê mos 'n man se gedagtes is vol boksies. So hy sal nou, dit is hoekom hulle vir ure lank kan voor die water sit en vis vang. En dan gaan niks in die boksie aan nie. Jy weet, jy gooi die visdok in en dan sit jy dan, ons kan nie, want jy gooi die visdok in en dan denk jy, o Jesusie, ek moet nog gaan dit en ek moet nou, dat ek gaan die broodjies in die gaan kry, dat ek overload. So 'n man, en dis hoekom 'n man ook nie, ons het mos 100 gesprekke in 100 gesprekke, né? Ons begin die gesprek met, ek wil vir jou vertel dit en dit, maar dan gaan ons so wye draai. Pieter sê baie vir my, babes, land your plane please. Ek weet nou nie meer by wat se storie ons is nie, of jy die storie vertel en dat jy klaar vergeet wat jy begin het om te vertel, en aan die middel van die nag word jy wakker, babes, dis wat ek jou wou vertel het. Ek doen dit, ek weet nie of julle dit doen nie, maar ek moet dit nou uitkry, ek moet nou die storie vertel, maar 'n man se brein is net een boksie, en hy haal daai een boksie uit, en hy praat oor daai een boksie, maak hom toe, pak hom weg, ons is nou klaar met daai subject. Jy kan nie van hierdie subject na daai subject, na daai, jy overload die man se brein, hulle is boksie mense, so ons vrouens het hier 'n highway in ons brein, wat vol dinge is, wat ons heeldag moet doen. En dit is hoekom ons skouers so breed is om al hierdie dinge te kan doen. Ons hele lewe hardloop ons en dis 'n gejaag om vir iets of iemand iets te doen. En hoeveel maal gaan staan ons net bietjie stil en ons doen net iets vir onsself. Ek weet nie van julle nie, maar ek voel as ek gaan sit, dan voel ek te skuldig om te sit en 'n movie te kyk, en dan sê ek soos, o Jessie, daar's ander goed wat moet gedoen word, of ek voel nou lui of sleg, of maar eintlik moet ons moet net 'n tyd vir onsself neem, om net te gaan sit
by homself, iewers in 'n bos, of iewers by 'n boom, of iewers onder 'n koelte plekkie, en net jy jouself, net bietjie met jouself praat. Want sien, ons het nie tyd vir onsself meer nie. Ons jaag deur alles en ons wil net almal gelukkig hou, maar dit is al wat ons doen, ons kom nie by onsself en ons eie gebrokenheid of ons eie seerplekkies uit. Ons bære dit daar diep onder en ons deel nie daarmee nie, ons sal eendag daarmee deel. En vanoggend wil ek met julle deel, 'n storie deel, en julle sal die storie ken, van 'n vrou wat ook moeg gesukkel was. En sy was moeg en sy was seer en sy was gebroken geweest en sy was op 'n plek in haar lewe waar sy herstel en gesondheid en liefde nodig gehad het. En hierdie verhaal wil ek vir julle lees uit Johannes 4, sorry ek het vergeet op die vers vir julle. Johannes 4 vers 3 tot 15. Dit is nou Jesus, het Judea verlaat en weer na Galilea gegaan, en hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het, en die fontein van Jakob was daar. En Jesus het toe, omdat hy moeg was van sy reis, sommer by die fontein gaan sit, en daar was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep, en Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is vir my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode het geen gemeenskap met die Samaritane nie. En Jesus antwoord haar en sê, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. En die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep, waarvandaan kry jy hierdie lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob, wat die put aan ons gegee het en selfs daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee nie. En Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom gee, sal in die ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in ewige lewe. En die vrou sê vir hom, Here, gee my hierdie water, sodat ek nie weer dors kry en hier hoef te kom skep nie. En ek wil net tot daar vir julle lees, en net so 'n bietjie agtergrond oor hierdie vers, is dat die Jode en die Samaritane het geen gemeenskap met mekaar gehad nie. En dit gaan terug na die Ou Testament toe, ek gaan nou nie die hele ding, maar dit was een koninkryk gewees, en toe word dit 'n verdeelde koninkryk, en die helfte was in ballingskap geneem, en die Samaritane het besluit, hulle gaan op hulle eie, en hulle het hulle eie afgode gemaak, en hulle het oor en weer kinders gehad, buite raskinders, en sulke tipe goeders, so hulle was ver van God af gewees. So die Jode het glad geen respek vir die Samaritane gehad nie, hulle het op hulle neergekyk, hulle wou eintlik niks met hulle te doen gehad het. En die pad deur Samaria, deur Sigar, na hulle huis toe was eintlik die naaste gewees, maar die Jode het eerder verkies om die ver pad om te loop, as om daardeur te loop en iets met hulle te doen gehad het. So, hulle wou niks met hierdie mense te doen gehad het nie. Maar Jesus het spesifiek daardeur geloop, want hy het op daardie dag het 'n afspraak met hierdie Samaritaanse vrou gehad. Hy het iets beplan met hierdie vrou in daai oggend. En hierdie vrou was ook 'n vrou wat soekend was. En sy was 'n vrou wat ook gebrokenheid in haar lewe gehad het. Sy het al 5 huwelike gehad. Sy was al, as jy nou verder die vers gaan lees, vanaf vers 16 tot vers 30, sal jy sien dat die Here vra vir haar, waar is jou man? En sy sê, ek het nie 'n man nie. En die Here sê, jy sê goed om dit te sê, want jy het al 5 mans gehad. En die een saam wie jy nou is jy nie meer getroud nie.
So hierdie vrou is nou by haar 6de verhouding, maar 5 huwelike na al deur, en sy kom na hierdie put toe in die middel van die dag, in die hitte van die dag, want sy wil nie in die oggend kom saam met die ander dames nie, want sy is seker die outcast van hierdie plek, hierdie dorp. Niemand wil eintlik met haar gesels nie, niemand wil eintlik met haar deel nie, want sy is so sondige vrou in die oë van haar gemeenskap, dat hulle haar een kant toegestoot het. En ek kan dink, en ek dink myself in hierdie vrou wat elke dag na daai put toe gaan, en die water skep, en seker by haarself dink, en by haarself huil, en by haarself daar bid, en sê, Here, wanneer gaan ek kan vrede kry? Here, wanneer gaan ek kan genesing kry? Wanneer gaan ek kan iets kry wat my kan voed? Want sy deur al hierdie mans gegaan, en die Bybel sê nie hoekom het sy 5 mans gehad, waarom het 5 mans haar gelos, of sy hulle gelos of geskei nie, dit sê nie daar nie, maar hierdie vrou was deur 5 gebroke huwelike gewees. En sy het nie gevind dit waarna sy soek nie. Sy het iets gesoek elke dag wat sy na daai put toe gaan, en die Here het dit geweet. En dis hoekom die Here Jesus daar verby gegaan het en haar op daai oomblik gaan ontmoet het by daardie put, waar sy in haar gebrokenheid daar is. Waar sy stikkend is en waar sy seer het en waar sy smag na verlossing en vergifnis en iets wat kan daai gaatjie toemaak wat niemand nog voor dit kon gevul het nie. En die Here Jesus het vir haar gesê, kom, en hy sê vir haar eintlik, gee vir my iets om te drink, en sy dink, okay, Jesus is dors, maar eintlik wat hy vir haar wil sê is, vrou, dit is nie ek wat dors het, dit is jy wat dors het. En dit wat ek jou kan gee, die water wat in die ewige lewe is, wat ek jou kan gee, is meer as wat jy nou jou hele lewe lank gesoek het by verkeerde mense. Dit kan ek vanmôre vir jou gee. En voordat die Here ons kan vul, want ons het ook 'n dors. Hoeveel keer gaan ons deur die lewe, ek weet nie of dit net ek is nie, maar ek het ook al so in my lewe gevoel, dit voel jy gaan net aan in die lewe, en jy gaan net aan, en jy gaan net aan, dieselfde ou rutine, en dit voel, daar's 'n leemte binnekant jou, daar's 'n iets. Daar's 'n gaatjie daar iewerste wat jou man nie kan vul nie, wat jou kinders nie kan vul nie, wat jou beste vriendin nie kan vul nie, wat jou kleinkinders, niemand kan hierdie plekkie vul nie. Daar's net daai een leemte wat jy heeltyd voel, en maak nie saak wat jy doen nie, daai plekkie gaan net nie doen nie. En daai leemte word net nie gevul nie. En die Here Jesus het vanoggend gesê, of wil hy vir ons sê, voordat ons kan vul met daardie nuwe water, vereis dit dat ons eers moet laat gaan. Dat ons eers daai spasie, daai iets wat daai spasie opneem, dat ons dit moet oorgee aan hom. Want daardie vrou het gekom, en nadat Jesus met haar gepraat het sy daai verwagting gehad, nadat die Here vir haar gesê het, ek kan vir julle water gee. En sy het gesê, Here, asseblief, sy het dit aangegryp met albei haar hande, Here, asseblief, gee vir my van hierdie water, ek wil nooit weer na hierdie put toe kom nie. Dit is wat sy daar gesê het, ek wil nooit weer hier na toe kom, en hier kom water skep nie. Ek wil nooit weer in hierdie plek in my lewe wees, waar ek gebroke en seer, en verlate, en mismoedig voel, en niks werd voel nie. Ek wil nooit weer op daai plek in my lewe kom nie. Here, gee vir my van dit, wat ek nodig het, wat U vir my kan gee, dat ek kan heel word. Maar sien, ons moet dit wat ons in ons hande vasklou, moet ons laat gaan. Ons wil vrede van die Here hê, maar ons wil nog vashou aan onvergifnis. Ons wil geestelik groei, maar ons gee nie ons hele alles oor aan die Here. En ek weet, ons is vrouens, ons het baie hoë mure, ons gee nie sommer alles weg nie. Maar die Here vereis dat ons alles moet gee. Nie net 'n bietjie nie, nie net 'n deel van jou nie, maar alles van jou moet gee. Ons soek die Here se leiding, maar ons wil ook nog ons eie plan volg. Ons wil nog steeds ons eie weg gaan, en ons wil nog steeds ons eie paadjie uitkap, maar ons soek die leiding van die Here. Soms die rede hoekom ons leeg voel, is omdat ons nie die ou goed en die gewig van die verlede kan laat gaan. En ek weet, dit is 'n bitter en moeilike ding. Ons is vrouens, ons klou vas in alles, dis ons DNA is. Want ons kan alles dra op ons skouers.
Maar dink nou jy het 'n rugsak op jou skouers. En ek wil hê julle moet dit in julle geestesoog sien. En hierdie rugsak, elke keer wat jy iets doen, is daar 'n klip in. En daar's nog 'n klip in. En elke keer wat jy iets aanneem, is daar nog 'n klip in. Nadat is die 10 klippe in hierdie rugsak en jou rug loop nadat so gebuig. En jy loop hierdie pad, die hele pad met hierdie rugsak op jou rug. Dis alles wat jy op jou pak, wat jy nie wil laat gaan nie, wat jy nie wil laat los nie. Hoe lank nog gaan jy daai rugsak dra? Wil jy nie jou skouers vry hê nie? Die Here sê vanmôre, laat gaan daai rugsak, laat gaan daai klippe wat jy ronddra, wat jou aftrek, wat jou net seer maak, wat elke keer as jy terugdink aan dit, dan het jy net pyn en jy het net gebrokenheid. Die Here sê, daar by daai put waar jy is, waar jy daai klippe laat gaan, is daar waar ek wil hê alles los. Sodat ek daai spasie kan vul. Sodat ek daai genesing vir jou kan gee. Sien, Jesus het ontmoet daar waar sy was. Ongeag haar foute, haar sonde, haar gebrokenheid, het Jesus tyd gemaak om haar te ontmoet. Hy het verby haar status gekyk. Want ek kan dink in daai dorp het sy nie 'n baie goeie status gehad nie. Want om in daai jare saam met 'n man te bly wat jy nie meer getroud is nie, was 'n baie erge ding. So ek kan dink, almal het gegons oor haar en oor haar sonde het almal gepraat, niemand wou naby haar wees nie, maar die Here het verby dit gekyk, hy het verby die opinies van ander gekyk en hy het haar hart raak gesien. En die Here kyk verby al hierdie dinge van ons wat ons op onsself pak en onsself mee aantrek en oor onsself spreek en oor onsself trek en hy sien ons hart vanmôre. Hy sien die ware ek, wie ek is vanmôre, sien hy raak. En hy het vir haar geoffer verlossing, vergifnis en onvoorwaardelike liefde. En dit is wat hy vanmôre vir ons ook het. En sien, nadat Jesus met haar gepraat het, het sy haar kar net daar gelos, sy het hom net daar gegooi en sy het gehardloop in die stad en hom vir almal te gaan vertel. Sy het gaan uitbasyn, weet julle dat daar is 'n man, eerstens 'n Jood wat met my kom praat het. Weet julle dat hy is die Messias wat gaan kom, wat die Ou Testamentiese profete van geprofeteer het. Weet julle, dis hy wat daar sit, hy's 'n Jood, hy's die Messias en hy het met my gepraat. En as julle daai stuk gaan lees, gaan julle hoor, sy sê vir die mense, en hy weet alles van my. Hy weet alles wat ek gedoen het. Hy weet wie ek is. En hy het nog steeds met my kom praat, met my. Hy het my uitgekies, hy het hier by hierdie punt by my kom sit en vir my kom water vra en hy het met my kom deel, ongeag wie ek is. En dink sy dit lekker snappy verder gesê, weet, baie sarkasties. En wat sê julle nou? Daardie selfde Jesus het met my kom praat. Met my sondige ek, wat niks in niemand se oor reg doen nie, wat net heeltyd op 'n verkeerde pad is. Daardie Jesus het met my kom praat en hy het vir my kom lewende water gee en hy het vir my kom heling gee en hy het vir my kom restaurasie gee vanmôre. Daardie selfde Jesus is vandag ook by ons punt. Want as jy ook voel, jy sit by 'n put en jy's verlore en jy's eensaam en jy's verwerp en jy's onwaardig, Jesus is ook saam met jou by daardie put. En hy staan vanmôre en hy vra vir jou ook, wil jy van hierdie lewende water hê wat ek jou wil gee? En hy vra dat jy alles wat jy het en alles wat mense oor jou sê en wat jy oor jouself sê en wat jy ronddra, dat jy dit moet laat gaan. Haal daai klippe uit die rugsak uit. Jy het nie meer nodig om dit rond te dra nie. Jy het nie meer nodig om swaar te dra nie. Jy het nie meer nodig om seer te hê nie. Jy het nie meer nodig om deur al hierdie dinge alleen te gaan nie. Hy's vanmôre hier en hy wil restaurasie gee en hy wil kom daai plekkies wat stikkend is, wil hy weer kom heel maak. Dit is wat die Here Jesus vanmôre vir ons wil sê, want hy sê, en ek wil net vir julle daai een stukkie lees in Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop beskaam nie. Kom ek lees eintlik van vers 3 af. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkende
lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefheid, en die beproefheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die liefde van God is in ons, en ons moet dit omsinne maak, en ons moet toelaat dat dit ons hart weer heel maak, en laat dit daai plek en daai swaar dinge wat ons dra, weer heel maak, want vers 6 sê, want toe ons nog swak was, onthou baie mense dink mos Jesus het net gekom vir die heilige, goeie mense, Jesus het nie gekom vir slegte mense nie, né? Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons dade dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die dood. Want as ons, terwyl ons nog vyande met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En ek wil hê julle met daai vers in julle hart bære. Elke keer wat jy voel, jy stikkend, jy's gebroken, jy weet nie eers hoe om met die Here te praat nie. Jy weet nie hoe om al hierdie dinge te dra nie, dan gaan sit jy net voor die Here en jy pak net alles uit. En jy pak een vir een klippie uit en jy sê, Here, ek laat dit nou hier, want U sê, U liefde is in my hart gestort. En U het vir my gesterf toe ek nog 'n sondaar was. So ek wil nie meer al hierdie dinge dra nie. So ek wil vra, as al die vroue sal vorentoe kom, ek wil net 'n gesamentlike gebed vir julle doen. Ek wil julle elkeen self beloof, ek sal sê net wysers maar ek wil elkeen vir julle self en ek wil 'n gesamentlike gebed vir elkeen van julle doen. Hierdie vroue, Here, wat hier so om my staan vanmôre, Here, sal toevou met die liefde, Here. Here, waar hulle so baie dinge op hulle skouers dra, Here, wil ek vra dat U vanmôre, Here, hulle die krag sal gee, Here, om al daardie dinge uit te pak, Here, en hier voor die voete te neer te sit, Here. Here, ek wil vra dat U vanmôre hulle sal krag gee, Here, dat hulle sal alles by U voete laat, Here, dat hulle sal leeg maak, Here, sodat U sal kan inkom met die liefde, Here, en daardie stikkende plekke weer kan heel maak, Here. Here, ek wil vra dat hulle sal uitgee dit wat hulle nog vashou, Here, dit wat hulle nog bind, Here, en dit wat hulle nog nie vir U gegee het nie, Here, dat hulle alles sal laat gaan, Here. Here, ek bid vanmôre vir hierdie vroue, Here, dat U hulle sal oprig en hulle sal sterk maak, Here. Here, dat U hulle hande sal ophou omhoog, Here, waar hulle huisgesinne dra, Here, waar hulle families dra, waar hulle vriendinne dra, Here, waar hulle huwelike en hulle verhoudings dra, Here, wil ek vra dat U hulle hande sal ophou, Here, dat hulle nie sal moeg raak nie, Here. Here, en dat die dinge en die seer wat hulle al deurgegaan het in hulle lewe, Here, nie meer 'n deel van hulle sal wees nie, Here. Ons spreek dit so in Jesus naam, Here. Ons spreek vanmôre genesing. Ons spreek vanmôre genesing van verbrokkelde verhoudings, Here. Ons spreek genesing van sonde. Ons spreek genesing van geestelike swakheid, Here. Ons spreek genesing vanmôre, Here, van gebroke harte, Here. Alles, Here, gee ons vanmôre vir U, Here.
En ek vra dat U ons sal kom genees, Here. Ons staan vanmôre by hierdie put, Here, en ons vra dat U lewende water vanmôre op ons sal uitstort, Here. Here, dat U dit in ons gees en in ons siel en ons liggaam sal instort, Here, dat ons die liefde van U binne ons sal voel, Here, elke keer wanneer die wêreld te swaar raak, Here. Maar Here, ek wil vra dat U vanmôre elke vrou, elke naam wat ek genoem het, Here, se las sal ligter maak, Here. Here, dat U las en U juk op hulle sal sit, Here, want U het reeds die prys vir hulle betaal, Here. U het reeds elke dingetjie van hulle af weggeneem, Here. Here, ek seën elke vrou vanmôre, Here, met Numeri 26, Here, dat U met hulle sal dat U met hulle sal wees, Here, en dat U met hulle familie sal wees, Here, dat hulle geseën sal wees en hulle kom en hulle gaan, Here, dat hulle in hulle linker en hulle regterkant geseën sal wees, Here, en dat hulle huishouding geseën sal wees, hulle kinders en hulle kinders en hulle kinders geseën sal wees, Here. Dis my gebed vanmôre in Jesus naam, Here. Amen. Baie dankie, Here. Baie dankie, Here, baie dankie. Ons sê dankie vir die Here vir die woord wat hy vir ons gegee het vanmôre. Ons is dankbaar dat die Here hoor ons nog. En die Here weet wat ons kort en die Here weet wat ons moet hê en die Here weet, hy ken elke deel van ons. Die mans wat die Here ken elke deel van jou. Al staan jy sterk en al gaan jy nog aan en jy maak asof alles net oukei is, die Here ken elke deeltjie van jou waar jy ook seer het, wat jy van niemand vertel nie. So mag die Here met elkeen wees en mag die mans die vroue lekker bederf. Hoor jy? Mag die mans die vroue lekker bederf vandag. En dan mag julle geseënd wees. So ons gaan dan maar net 'n laaste liedjie lekker saam sing uit routine uit. En dan kan die vroue net gou 2 sekondes vir ons agterbly en dan die mans kan so lank vir ons koffie maak. Is dit fyn? So baie dankie julle. Jy kan sommer daai Any Praise speel. Anders dan gaan ek vergeet, my brein is nou oorrustig. Kom ons sluit net die oë. Here, dankie dat U gekom het, Here, en dat U vanmôre met ons kom praat, Here. Here, dankie dat U vanmôre vir ons genesing en vergifnis en losmaak gegee het, Here. Dankie dat U vanmôre gekom het, Here, en dat U ons las kom neem het, Here, en dat U ons skouers kom ligter maak het, Here. Here, ek wil bid vir elke persoon in hierdie vertrek, Here, mans en vroue, Here, dat U met hulle sal gaan en dat U met hulle sal wees, Here, en dat hulle sal weet dat U is altyd met hulle, Here. Here, dankie dat U ons geseën het. Dankie vir U woord, Here. Ek wil vra dat U dit ons sal help en dit in ons harte sal wees, Here, dat dit sal groei, Here, en dat ons dit weer sal kan uitdeel aan ander, Here. Help ons, Here, dat ons deur ons, as ons in die spieël kyk, Here, dat ons nie onsself sien nie, Here, of ons seer of ons foute nie, Here, want ons het dit by U gelaat en dat ons net U in ons sal sien, Here. Help ons dat ons met U oë ook na ander sal kyk, Here, dat ons weer U in ander mense sal kan sien, Here. Here, help ons dat ons U liefde kan uitstraal aan ander, Here, en ook aan onsself, Here, dat ons genade van onsself kan wees, Here. Here, want die pad is moeilik wat elke mens loop, Here, en soms is ons die hardste op onsself, Here. Help ons dat ons nie onsself sal afbreek nie, Here, maar dat ons met U liefde, met U oë onsself sal kyk, Here. Here, dankie vir hierdie dag, Here, dankie dat U met ons is, Here. Dankie dat U ons seën, dankie dat U ons sterk maak, dankie dat U ons hande seën, Here. Here, dankie vir die mens wat agter ons staan, wat ons vashou, wat ons sterk hou, Here. Ek vra dat U hulle ook sal seën, Here. Here, dat U hulle ook sal krag gee, Here, omdat hulle die hoof is van die huis, Here, en hulle ook die hele huishouding op hulle dra, Here. En ek vra dat U hulle ook sal sterk maak, Here, en hulle ook sal seën in hulle hande, Here. Seën alles wat hulle doen, alles wat hulle aanpak, Here. Is my gebed in Jesus naam. Amen.